Goeienaand, dis lekker om weer vanaand saam te kuier. Ek hoop jy daarom so ietsie warmer daar, want hier by ons begin die koel weer nou mooi intrek. Ja, verseker. Ek hoop julle is almal lekker warm met 'n heerlike koppie koffie en dan kan ons sommer net saam gesels weer oor vanaand se fantastiese tema eintlik, né? Nee. Ja, ons praat vanaand oor ontmoet God in donker tye. Ja. Ons gaan nou daaroor praat. Ek dink ons moet eers 'n paar goed vooraf sê. Ja. Sodat ons 'n paar mense 'n kans gee om op te kom, Ja. want ons horlosies is dalk nie oral gesinkroniseer nie. Is so. Ja. So. Ja, ek dink ons moet begin met al die dankies sê. Hallo Sonja. Annetjie Leroux, baie welkom. Erna Pelser. Lekker om saam met julle almal te kuier. En Fred. En Fred. Okay. Ja. Ja. Ek dink ons moet net 'n klomp dankies sê. Ons was die naweek so van Vrydag af daar in Messina omgewing, later Waterpoort toe geskuif. Julle weet mos waar is Waterpoort, nee, dit is net so links van daar tussen Messina en Louis Trichardt en op pad Vivo toe. As jy nou weet jy nou presies waar is dit, nee. As jy dit dan nou verloor, jy kan so omry by Vivo, dan gaan jy so by Dendron om, of as jy nie weet waar is Dendron nie, dis naby Bochum. Ja. So. Okay. Ja, en dan soek jy vir Bochum. Hallo Charlotte. Jy moet hy vir jou weg. Lekker, daar so plek. Hallo Charlotte. Baie welkom hierso. Ja, so ons was daar, ons het 'n ongelooflike goeie tyd daar gehad, afgesien van die ouens ons bederf het daar in die natuur, eers daar op Saterdag daar op 'n jagkamp en Maandag daar op die Soutpansberge, so op 'n plateau, ongelooflik, dit was net baie lekker. En hallo Celeste. Ja. Hallo Celeste. En ons het nog so lekker daar aan die berg gebraai. Alles opgepak en dit was al skerp skemer. Eintlik ek het gedink is al donker. Ja. En nou pak jy maar alles weg want jy kan ook nou nie meer so mooi sien nie. En toe ons die bakkie so omdraai, toe staan daar 'n luiperd vir ons en kyk. Wat se mannewal is doen julle hier in my plek. En ons besef toe, ons het daar geloop. Ons het foto's geneem, oralste daar waar daar luiperd toe nou loop, so hy moes verseker vir ons dopgehou het vir 'n tyd lank. Ja, so baie dankie vir die aftak wat ons uitgenooi het, Immanuel Kerk, dankie vir julle, dankie Linda Smit, al die reëlings en die huisvesting was ongelooflik baie lekker, en toe het ons geskuif na 'n plaas toe, Naomi, Botus, baie dankie ook vir julle gasvryheid ook daar. Maar vir elkeen wat die naweek iets besonders gemaak het, baie dankie, elkeen wat dit bygewoon het ook. Ja, dis hy, dit was baie lekker geweest. Ons het regtig heerlik gekuier. En ons het ook die woord, ons het ook eintlik hierdie fantastiese geleentheid gehad om die woord te bedien en dit was 'n mooi naweek geweest. Ja. Ek wil sommer net so tussenin sê, Elna Fasen, baie welkom ook vir jou. En julle is besig om baie troureëlings te tref en ek dink dis nou lekker. Die opwinding van 'n nuwe seisoen wat ook vir julle as familie wag. Dis nou sommer lekker. Ja, so ek dink ek dink as daar iets is wat die land gegryp het hierdie week, dan was dit hierdie verhaal van die polisieman, Karel Sanders, wat vir 40 jaar in die polisie was. Hallo Lorenzo Maritz, sien ek. Ja. Ja, wat vir 40 jaar in die polisie was en sy stryd in die polisie en dan hierdie koffiemasjien wat hy verloor het, gesteel is, en hulle wil hom laat glo het, hy het sy eie koffiemasjien gesteel, en hierdie backup buddy wat begin is, en ek verstaan is omtrent al R500,000 wat ingesamel is vir hierdie koffiemasjien,
En uiteindelik gaan dit nie oor die koffiemasjien nie. Dit gaan oor 'n land wat sê, ons is nou moeg. Ja. Ons staan saam met hierdie ou wat ten spyte van al die swaar kry, bly standvastig was in dit wat jy geglo het. Ja. So ek dink as ons iemand kan salute, dan is dit waarskynlik vir adjutant-offisier Karel Sanders. Dis 'n mooi getuienis eintlik. Absoluut 'n mooi getuienis. Dat dit net iemand was wat net eenvoudig gesê het, maar ek kan nie hierdie korrupsie hanteer nie en net voortgegaan het. Ek glo hierdie wat absoluut nou besig is om te gebeur is dat daar soveel herstel is wat nou op die oomblik in sy lewe gebeur. So die Here kom ook en ontmoet hom ook daar waar hy op sy seerste gekry het. Ja, en dan almal wat weer moet deurloop onder reën, ek sien in die Karoo is daar mooi water. Hallo Ronel, lekker om jou ook te sien. Dankie dat jy ook ingeskakel is. Maar daar's goed wat gebeur in ons land, en ek dink ons sou lank kon praat oor daai gebeure, maar van hierdie goed gebeur, uitdagings en donker tye, gebeur ook in mense se lewens. Mense wat ons ken, ons was die afgelope naweek net weer eens bewus van mense wat deur moeilike tye gaan, en dikwels lyk dit dan asof 'n mens alleen is en verlore is en sonder rigting is. En in sulke tye is dit baie maklik om te dink dat God jou vergeet het. Maar die Bybel wys vir ons dat die Here juis in ons donkerste tye, dat hy ons juis wil ontmoet. En een so aangrypende verhaal van waar die Here ons wil ontmoet is die van Jakob. In Genesis 28 af in vers 10 af. Jakob wat die Here ontmoet hom toe hy juis op 'n absolute laagtepunt was. Hy's op die vlug, hy's onseker oor sy toekoms, en dan gaan slaap en hy droom, en hy droom waarskynlik een van die grootste drome in die geskiedenis van droom. En ek dink ons moet dadelik vir mekaar sê, in die Ou Testament, wanneer daar oor drome gepraat is, dan het hulle dit dikwels gesien as 'n ontmoeting met God. Dink so 'n bietjie daaroor, waar begin dit? En ons gaan die volgende paar weke telkens daarna verwys. Hallo Mantie, lekker om jou ook te sien. Jakob, wat ook bedrieër is, met sy ma se hulp, steel die seun van sy ouer broer. Jan Joubert. Goeiemôre Jan Joubert, daar uit die Verenigde Koninkryk uit. Dis nou lekker. Dis nou 'n aangename verrassing. So hy steel sy erfenis, hy steel sy verbondseun, en Esau, sy broer, is woedend hieroor. En hy sê, as ek hom in die hande kry, gaan ek hom doodmaak. En hulle ma sien hier kom moeilikheid, en sy sê vir hom, ek dink jy moet gaan. En gaan na Abraham se vaderland toe, en gaan soek daar vir jou 'n vrou. So hier is Jakob, miskien met 'n geboortereg en 'n seun weggesteek in sy rugsak. Maar effektief is hy verban uit sy huis uit, van sy familie uit, van almal wat hy ken. En hy reis in die wildernis na Haran toe. En waarskynlik sou hy kort omkyk, né, om te kyk of Esau hom nie volg nie. Hallo Simon en Joshua, lekker om saam met julle ook te kuier. Lekker om saam met julle te kuier. Hallo Marie Klaasen, lekker ook saam met jou te kuier. Marie ook op, dis nou 'n aangename verrassing, dis nou lekker. Ja, Pieter, welkom aan elkeen van julle. So hy verloor 'n klomp goed. Hy verloor sy broer se vriendskap, hy verloor die verblyf in sy ouerhuis, hy verloor sy pa se vertroue, hy verloor sy ma se vertroetelende teenwoordigheid,
En hy's teen die grond. En dan moet hy op 'n stadium, terwyl hy so vlug, moet hy nou slaap. Want dit word aand en hy's op 'n plek waar daar niks is nie. Daar's nie 'n herberg nie, daar's nie 'n plek waar hy kan bly nie, daar's nie 'n huis nie, daar's niks wat hom kan beskud nie. Al wat hy sien is daar's 'n klip op die grond en hy vat daai klip en hy besluit dis my kussing. Dis eintlik ook word hierdie klip word eintlik simboliese deel van sy wat eintlik tentoonstel sy broosheid, sy eensaamheid, sy gevoel van verlatenheid, nê, want hier is dit net hierdie klip en hy's alleen en daar's niemand anders soos wat jy nou gesê, daar's nie meer die ma ondersteuning nie, daar's niemand nie familie, niks nie. En dis net hy en die klip. Dis hy in die klip. So sy gemoedstoestand is baie laag. Ja. Het niks meer om staat te maak. Hy het niks om op staat te maak. Dit lyk ook nie of hy nou 'n naggebedjie opgesê het voordat hy nou gaan slaap het nie. Ja. Hy het ook nie met die Here gepraat nie. Ja. As geen geestelike voorbereiding nie, daar's nie niks. Ja. Ek dink van ons mense verstaan hierdie gemoedstoestand. Waar jy net eenvoudig leeg is. Waar jy in jou wese opgehou het om selfs aan God te dink. Waar jy dink, God het my verlaat, hy luister in elk geval nie. En dat daar 'n kloof tussen my en God is. En wat gebeur toe hy slaap? Hy droom. En hy droom dat die Here met hom praat. Hy het nie na God toe uitgereik nie. God het na hom toe uitgereik. Ja. En hy ervaar die nabyheid van die Here. In daardie ergste oomblikke van alleen wees, wanneer hy die eensaamste voel, afgesonder, geïsoleerd van alles wat hy weet, droom hy, en hy sien en hy ervaar die nabyheid van die Here. En hier is die eerste ding wat jy vanaand vir jouself moet neem, is dat God praat steeds met hom. Ten spyte daarvan dat hy droog gemaak het. Ten spyte dat hy plat is teen die aarde. Die Here praat steeds ook met jou. Al is jou gemoedstoestand nie altyd na wense nie. Al voel jy gebroken, al voel jy stikkend, al voel jy Al het jy verkeerd opgetree. Ja. En hy sien in hierdie droom 'n leer wat die hemel en die aarde met mekaar verbind. Daar's geen skeiding tussen die twee nie. En engele wat op en af gaan met die leer. En daar's hierdie voortdurende verbintenis tussen hemel en aarde. En dit sê net vir ons 'n tweede ding, God wil 'n verhouding met ons hê. Hierdie leer tussen die hemel en die aarde is 'n duidelike teken dat God aan ons verbind is en hy wil hê ons moet aan hom verbind wees. So hy sê eintlik ek is naby, ek is betrokke, ek is by jou. Ja, ek is nie ver nie. Ek is nie ver nie. En dan vers 13 is God daar. Ja. Reg langs Jakob. En dan praat die Here met Jakob. Nie vanuit die hemel nie, nie van die bopunt van die leer nie. Daar reg langs Jakob en hy sê Jakob, ek is jou God. Ja. Ek is die God van jou ouers. Ek is die God van jou volk. Ek is die God van die belofte. Ek is met jou waar jy ook al gaan. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal doen wat ek beloof het. Wat 'n kragtige belofte dat God eintlik hier kom en hy ontmoet hom op hierdie plek en dit wat hy reeds voorheen al gespreek het, kom bevestig hy. Hy bekragtig eintlik sy eie woord. Absoluut. Ek is hier, ek is met jou. Ek sal jou nooit verlaat nie. Die belofte kom hier eintlik half in vervulling. Ek gaan saam met jou stap. Ons moet nooit dink as dit sleg gaan met ons, dat die Here ons eintlik vergewe het nie, vergeet het nie. Want jy sal bewyse kan bring hoe sleg gaan dit met jou. En dalk het die Here al voorheen beloftes aan jou gemaak en jy sien niks daarvan nie.
dalk dink jy, miskien het ek verkeerd gehoor, of dalk was daai beloftes nie vir my nie. Hierdie gedeelte sê, God het jou nie vergeet nie. Né? So God kom nie hier na Jakob toe en sê, ag, maar kom ons praat net eers 'n bietjie oor jou bedrog nie. Kom ons bespreek gou 'n bietjie jou mislukkings nie. Nee, hy's daar. Hy's daar. Hy begin met sy teenwoordigheid. Hy's daar. En dis die mooi van hierdie ding, toe die Here met hom praat, toe herinner hy hom nie aan sy Aan sy ou ou lewe. lewe nie. Hy herinner hom nie aan alles wat hy verkeerd gedoen het nie. Ja. Hallo Annetjie. Hy sê, ek is met jou. Nou, ons dink baie keer as ons al die goed het wat ons nodig het, dan het ons alles. Nee. Dit is niks in vergelyking met ek is met jou nie. Al sou die Here 'n engel saam met hom stuur op sy pad vorentoe. Dis niks in vergelyking met ek self is met jou nie. En Jakob word wakker uit hierdie droom en hy sê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. En hy besef hierdie plek van wanhoop en verlatenheid is eintlik 'n plek van ontmoeting met God. En hy noem dan ook die plek Bethel. Bethel wat beteken huis van God. En waar daar voorheen net 'n klip in die wildernis was, word daar 'n altaar, kom daar 'n altaar na vore, kom daar 'n plek van aanbidding en toewyding na vore. En Jakob se ervaring leer ons eintlik dat God juis in daardie plekke en tye is waar ons dit die minste verwag, dat hy ons juis daar wil ontmoet. God gaan staan nie stil by ons verlede nie. Dis nie hy kyk na ons toekoms. Hy kyk waar ons nou is en hy kyk na ons toekoms. Ja, verdere ding wat jy dalk kan, hallo Pieter en Christine. En welkom Kobus, kom drink. En Lucy, lekker om saam met julle te kuier. Dikwels ons plek van diep donkerte, kom die Here en verander dit in heilige grond. In plekke waar ons nuwe openbaring van God se teenwoordigheid en sy getrouheid kan ontvang. Dis in sulke tye wat ons net moet besef, selfs al ervaar ek nie die Here nie. Die Here is by my. Hy het my nie verlaat nie. Hy besef die heilige God is by hom, die onheilige. Almal van ons het 'n verlede. Almal van ons voel dalk skaam oor goed. Daar's van ons wat deur 'n klomp teleurstellings en verwyte en verkeerde keuses gegaan het. Moenie dat daardie teleurstellings in jou pad staan om te dink die Here is nie by jou nie. Kyk net so bietjie verder. Moenie altyd in die omstandighede vaskyk nie. Kyk daar waar die Here is. Ons moet net leer om hom raak te sien. Wanneer hy wakker word, dan ervaar hy net 'n stuk vrede by hom. En hy besef, die Here is hier. Koning Dawid het dit ook besef, né? Hy sê, waarheen kan ek gaan van die Gees af? Waarheen kan ek vlug van die teenwoordigheid af? Dan Psalm 139 vers 7. Hy besef, die Here is oral. Ek sien daar's iemand wat in die hospitaal was. Ja, is Marie wat sê, ek is ontslaan na 3 weke, en sy sê, dit is 'n slegte ondervinding in die hospitaal, maar papa vader het haar weer eens uit die diep donkerte gehaal na die helder lig. Ons is dankbaar dat God ook
soos wat ons nou sien, eintlik daar teenwoordig Dis eintlik 'n nee. baie mooi voorbeeld Ja, van in diep donkerte, ja, daar is die Here ook teenwoordig. Hallo Tersia Kloete, lekker om jou ook te sien. So God is oral. Dink 'n bietjie hieroor. As die Here oral is, as hy teenwoordig is daar waar jy werk en waar jy lewe, is hy ook toeganklik. Hy kom breek in ons gewone dag tot dag routines, is hy ook teenwoordig. As jy skottelgoed was, dan word hy die Here van die potte en panne. So miskien kan ons dalk 'n bietjie anders na skottelgoed was. hy gaan sukkel met dat. As jy skryf, as jy slaap, as jy maaltye maak, as jy in die hospitaal is, as jy siek is, God is daar. God is teenwoordig. Ja. Hy verlaat ons nie 'n oomblik nie. En ek dink ons moet net leer om meer en meer God se teenwoordigheid te begin raak sien. Ons sal dikwels praat oor die alleenheid. Ons sal dikwels praat oor die omstandighede en dis nodig dat ons daaroor moet praat. En dis nodig dat jy daaroor moet praat. Maar ons moet ook nie vergeet nie om ook te praat oor God se teenwoordigheid. Dat wanneer jy in wanhoop is, dat jy kan weet, hy is daar. Ja, het jou nie vergeet nie. Hy het jou nie vergeet nie. Ja. Hy's nader aan jou as wat jy ooit gedink het. Of Ja. hallo Drini, Hallo Trini. of nog beter, God is nog nader aan jou. Selfs al het jy nie gedink hy's daar nie. Ja, in jou donkerste seisoen wil ek amper sê, is God alreeds besig om aan jou toekoms te werk, want hy's daar teenwoordig. Yes. So ons wil bid vir 'n paar mense weer. En ons wil baie dankie sê vir almal wat in die tyd ook saam met ons was met Renzo, ons kleinseun se siekte. Uiteindelik begin daar lig in die tonnel kom, maar moenie ophou bid nie. Baie dankie vir julle elkeen. Dit gaan al beter en ons eer die Here ook. Hallo Sam. Hallo Samantha. Ja, ek dink ek wil net gou-gou, ek dink wat nodig is, miskien moet jy net daar waar jy sit vanaand, verklaar, God is hier teenwoordig, God is naby, God het my nie vergeet nie. My donker plek kan 'n plek van ontmoeting word, en daar het Marie dit nou net vir ons bevestig. Haar donker plek was 'n plek van ontmoeting gewees. My verlede bepaal nie my toekoms nie, en Jesus is met my vandag en elke dag. Dink verklaar dit vandag. Ja, absoluut. En kyk ook wat Kobus skryf, hy sê, hy sien ons potensiaal raak en nie ons mislukkings nie. Hy bly in beheer. Amen, amen. En ons stem so saam daarmee. Ja, amen. So, kom ons bid ook. Dankie Here dat ons kan weet, selfs in ons wanhoop, selfs op plekke waar ons kom, waar ons absoluut verlate voel, alleen, eensaam, dat U dit kan verander in heilige momente. Dankie dat ons U nie hoef te gaan soek ergens op 'n dorp of 'n stad wat net daar kan ons U ontmoet nie, want U is altyd by ons en ons gee vir U die eer daarvoor. En dankie Here dat ons ook kan weet dat U in die volgende mense se lewens ook teenwoordig is. Dankie dat U by Japie Mulder is en ons bid steeds vir hom, vir Charlotte Wolmerans. Dankie Here ook vir haar en dat U ook vir haar versorg en voorsien en ook in moeilike tye dat U haar nie verlaat nie. Ons bid vir Martin,
dat U ook met hom sal wees in sy siekte, hom ook sal aanraak. Ons dankie Here vir Tannie Sis wat soveel beter is. En dat sy saam met ons hierdie naweek ook hierdie konferensiekamp deurgemaak het. Op haar hoë ouderdom nog saam gesing het en saam gebid het en ook gevra het vir goed in haar familie om ook reg te kom. Ons bid vir Martin en Erna Pelser. Dankie Here dat ons kan weet dat U ook teenwoordig is, ook in hulle, daar by hulle in hulle huis, in hulle omstandighede, en ons bid dat U steeds vir hulle sal versorg en sterk sal maak. Dankie dat ons kan bid vir Auntie Koch en vir Sie, en Jenny de Buiker, en Omboed Fasen, en Mike Maatjan. U ken elkeen se omstandighede, en ons bid Here dat U hulle sal aanraak. Ons sê vir U dankie dat Renzo al soveel beter is. En ons bid Here as die plan vir wat kom, skenk ook aan die dokters die wysheid, dat hy ook hulle sal gebruik in sy volkome gesond wees. En dankie vir almal wat ook saam gebid het in die afgelope tyd. Ons bid vir Esther Joubert, wat ook moet herstel na al haar ondervindings. Martie Robertse, vir Letty, vir Lucy, ons bid Here dat U steeds met haar die pad sal stap. Dankie Here vir Wikus wat werk gekry het. Ons eer U ook daarvoor. Ons bid ook vir Sonja, ook vir haar werksekerheid. Vir Angelies, dra ons aan U op. Ons bid vir Henny Nel. Here, hy wat ook ernstig is, hy wat ook uitkoms soek uit hierdie siekte waarin hy is, dat U ook met hom sal wees en hom sal aanraak en vir hom die gesondheid sal gee wat hy nodig het. Ons bid vir Freek Clifford, klein Freekie, daai graad 7 kind, wat so seer gekry het in die rugby. Here, dat hy ook volkome sal genees. As Marie Klaasen ook vir ons sê van die hospitaal, dan bid ons ook vir haar, Here, dat U ook met haar sal wees, nou ook in haar herstel. Dankie dat ons elkeen van hierdie mense aan U kan opdra. Dankie vir 'n hand van genesing oor hulle. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Daar sê, ons het aan die einde gekom van ons sessie vanaand en mag het vir julle elkeen iets beteken en as jy nog iets wil sê vir ons, plaas dit in die comments. Ons kyk so reg deur die week, kyk ons maar na die comments en ons reageer ook daarop en ons eer die Here vir elkeen van julle wat vanaand gekyk het. Mag dit met julle elkeen goed gaan. Ons praat die volgende keer weer met mekaar. Ja, Arno, ons bid saam vir daardie infeksie in die hand ook. Baie sterkte vir jou ook. Mag dit goed gaan met julle elkeen in hierdie komende week. Mooi loop.